Ons het ons vorige lesie begin met die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings en ons het nou gekyk na die vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings. Vandag gaan ons nou 'n bietjie kyk na die optelling en aftrekking met die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Dit is baie belangrik om te onthou dat slegs gelyksoortige terme opgetel en afgetrek kan word. Met ander woorde, ons kan net appels by appels tel en pere by pere en lemoene by lemoene. Ons kan hulle glad nie meng nie. Dieselfde reëls wat vir die optel en aftrek van heelgetalle geld vir die optel en aftrek van gelyksoortige terme. As ons kyk na 'n paar voorbeelde, kan ons die volgende voorbeeld beskou. As ons kyk na A plus A. A plus A beteken my terme kan ek sien is gelyksoortig. En omdat die A'tjie daar is, hier staan hier eintlik 'n spook 1 voor elke A. So ek kan die 1A plus nog 1A gee vir my 'n antwoord van 2A. Met ander woorde, ons stel die koëffisiënte wat voor die gelyksoortige terme staan bymekaar. Kom ons kyk na 'n volgende voorbeeld. As ons het 4x plus 2x, dan sien ons die koëffisiënt van die eerste x'ie is 4, die van die tweede x is 2 en my sommetjie is 4 plus 2 is 6x, want my soort is presies dieselfde, so ek kan die koëffisiënte bymekaar tel. As ons nou kyk na ons volgende voorbeeld, wat vir ons sê 2a plus 3a, kan ek nou duidelik sien my soort is dieselfde en dan gaan ek my koëffisiënte wat voor die soort staan bymekaar tel. En as jy nou mooi kyk, voor die 1a staan daar 'n spook 1, so as ek hulle bymekaar tel, dan kry ek 2 plus 1 is 3, plus nog 3 is 6a. As ons voorbeeld byvoorbeeld is 2x plus 3x plus y, kan ek in hierdie voorbeeld sien dat my y is die 2x'e is my gelyksoortige terme. Y is nie dieselfde soort nie, so ek kan die koëffisiënte van my x'e bymekaar tel en dit gee vir my 2 plus 3x gee vir my 5x plus y. Dit is dan my finale antwoord. 10x minus 3x. Dieselfde reëls geld by die optel en aftrek van heelgetalle. Al ding is net, ons het nou 'n veranderlike by wat 'n plekhouer is. So ons het nou weer eens 10x minus 3x. My soort is presies dieselfde, so ek kan dit vereenvoudig. Want ek kyk mooi en ek sien my x's is presies dieselfde, so hulle is gelyksoortig. Dan kan ek my koëffisiënte van mekaar aftrek, so ek het 10 minus 3 gee vir my 7x, is wat ek oorhou. Kom ons kyk na 5p² minus 3p². As ons mooi na hom kyk, kan ons weer sien, my soort is 5p², met ander woorde, ek kan nou gaan en ek kan my koëffisiënte, kan ek my gewone berekeninge mee gaan doen, en ek kan sê 5 minus 3 is 2p². As ons kyk na 8ab minus ab, dan sien ek weer, as ons mooi kyk, my soort is presies dieselfde, al twee is ab. As ons nou kyk na die koëffisiënte wat voor hom staan, het ek 'n 8ab en 'n minus 1ab, want daar staan 'n spook 1 voor daai ab. 8 minus 1 gee vir my 7 en my soort bly AB. Ek hou my soort dieselfde.
Kom ons kyk na 2x plus x plus y plus 4y. As ek nou kyk na 2x plus x, sien ek nou hierso, dat my x is myselfde soort, met ander woorde, ek gaan my koëffisiënte van my x bymekaar tel, en my soort gaan dieselfde bly, so ek het 2x plus 1x, 2 plus 1 gee vir my 3, en my soort bly x. My soort verander nie van naam nie, hy bly wat hy is. Nou kyk ons net na ons volgende stapie, dan sien ek het hier 'n y en 'n y, en as ek by hulle mooi sien, dan sien ek hier so 1 y, so ek het daai 1 y plus daai 4, en as ek my koëffisiënte bymekaar tel, kry ek 1 plus 4 is 5, en my soort bly y. Dit behels dan die optel van gelyksoortige terme, optel en aftrek van gelyksoortige terme by die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Oefen hierdie deur julle huiswerk mooi te voltooi.